is nie te moeilik nie. Maar gaan interessant wees om te sien wie ken dit. Daar's 'n persoon, ek gaan vir julle makliker maak, ek gaan dit vir julle sê, dit kom in die Ou Testament, daar's 'n persoon wie se naam beteken, hy wat lag. Wat is sy naam? Ja. Ons het Tannie Karen, maak uit van die goed hoor. Tannie moet bietjie daai geslagsregisters uitlos. As ek my preek van vandag 'n tema kon gee, sou ek het gesê het, gouddelwers of troumateriaal. Nee Mario, vir jou wat Engels is, gold diggers of troumateriaal. Interessante onderwerp hierdie. Nou met dit gesê is, wat sal julle sê is goeie goddelike eienskappe in 'n trouvrou? Dis baie mooi, maar daar's 'n paar goeters wat goeie goddelike eienskappe van vrouens is, en een van hulle, soos wat Tannie Karen ook nou noem, is, sy moet so gehoorsaam aan God wees, nee, jy moet God ook in haar lewe kan sien, en daai goed, en sy moet Godvreesend wees, sy moet getrou en betroubaar wees, is dit nie so nie? Sy moet liefdevol wees, en stil wees en haar plek ken, nee Mario? En lekker kan kos maak. En dan soos wat die skrif wat al die mans ken, sy moet onderdanig wees aan haar eie man. Is dit wat oom Steven volgende wou gepreek het? Is 'n vrou wat nie in kuierplekke en klubs rondhang en dwelms gebruik en haarself so dronk drink dat sy nie weet waar sy is nie. Iemand wat omgee vir haar man, iemand wat haar man se gevoelens in ag neem, en hom nie wil seermaak nie, en dan ook, ek dink 'n belangrike een, iemand wat nie egbreek pleeg nie, nee, en ek dink daar's baie meer wat 'n mens kan noem, maar kom ons kyk bietjie dan nou, wat is 'n slegte vrou? Dit gaan mos nou die teenoorgestelde wees van 'n goeie vrou, dit gaan iemand wees wat God se orde wil omvergooi. Nee, dit is ons wat ons nou sien in die tyd wat ons lewe, die mense wil die rolle nou omruil. Iemand wat nie haar man respekteer nie, iemand wat nie haar man se gevoelens in ag neem nie, iemand wat net doen wat hulle wil en glad nie omgee oor hulle man nie. Iemand wat nie omgee om hulle man gelukkig te maak nie, of hom seer te maak nie, net oor hulle self bekommerd is. So wat ek gesê, dalk iemand wat in kuierplekke rondhang, hulle self dronk drink, vallend, dwelms gebruik. Ek sal sê, dit is goeters wat nie 'n goeie vrou is nie, en soos wat die tema van my preek is, ook selfs iemand wat 'n gouddelwer is, of 'n gold digger, 'n vrou wat net saam met haar man is vir dit wat sy daaruit kan kry, nie omdat sy waarlik lief is vir hom nie. En dan ook natuurlik 'n vrou wat nie getrou is aan haar man nie, nee. 'n vrou wat loop, en ek gaan dit sê soos wat die Bybel dit noem, hoereer. Nee. Dit is mos wat nie 'n goeie vrou is, stem julle saam met my, dat dit 'n slegte vrou is. Wie van julle sal met so 'n vrou trou? Ek dink jy's tot van die vrouens wat nie eers met sulke vrouens wil doen te hê nie, wat nou nog van die mans, is ek reg? So nou wil ek julle 'n vraag vra. Wie is die bruid van Christus? Almal wat gered is, nee. Die kerk. Nou hoekom gedra ons onsself soos 'n slegte bruid vir Christus, maar ons self sal nie met so 'n vrou trou nie? Baie mense sê hulle is Christene, maar eintlik is hulle gouddelwers. En soos wat ek nou gesê het, soos wat ek dit vir Mario spesifiek nou hier neergeskryf het, dat hy kan verstaan,
gold diggers. Hulle is kampstig Christene net om dit te kan kry wat hulle wil hê by God, of dit wat hulle daaruit kan profijt kry daaruit. Nee, dis ons wat die prosperity predikers hulle en die mense moes leer. Soos wat pastoor moes 'n ruk terug gesê het, dat die ou was wat gesê het, ons moenie die bloed van Christus preek nie, ons moet eerder preek wat die mense by God kan kry, want dit is wat mense wil hoor. Nee, dit is wat hulle lok. Hulle moet hoor wat hulle by Christus kan baat. Dat ek julle dink sê, as julle ooit dink ek gaan so iets preek, is julle by die verkeerde kerk. Of is ek by die verkeerde kerk, Mario? Nee. Ek sien net laas week 'n vrou, omdat ek maar die kerk sosiale media en goed ook dophou en goed, sien ek 'n vrou wat tot bekering gekom het, so in aanhalingstekens, en sy sê daar, sy wil net by die Christen mense hoor, wanneer kom die goeie goed nou wat aan haar vertel is, van laat sy nou tot bekering gekom het. Verstaan jy? So sy het nou tot bekering gekom, so wanneer begin die goeie goed nou, wat die mense haar beloof het. Verstaan jy, dit is die probleem nou van prosperity predikers, hulle beloof jou mooi goed, nou het jy tot bekering gekom. Wanneer gaan die goed begin gebeur? En nou begin hierdie mense dit nou bevraagteken, want nou gebeur dit nie. As jy dink jy is gered, omdat jy kampstig tot bekering gekom het om finansiëel te baat, het ek slegte nuus vir elke persoon wat dit dink. Of dink, dit moet nou net met jou goed gaan, het ek of Jesus Christus aangeneem het, net om iets daaruit te kry, vir jouself, jou eie vlees, het ek slegte nuus, want dan dink ek nie, jy het werklik tot bekering gekom nie, want jou hart is nie reg nie. Maar die ding is, van die ewige lewe is om die enigste waaragtige God te ken, en die een wie hy gestuur het, naamlik Jesus Christus. Is dit nie so nie? Johannes 17 vers 3. Baie mooi vers daai. As jy nie God ken nie, en nie 'n verhouding met hom het nie, en nie jou redder en jou verlosser en saligmaker maak, en dat hy nie werklik jou saligmaker is en hom glo nie, en besef, hy is die enigste wat jou kan red nie, en nie 'n verhouding met hom het nie, is jy nie gered nie. Jesus Christus is nie jou spaarblikkie nie, jy kan nie saam met Jesus wees, net om daaruit te wil baat hier op aarde nie. Dit is nie hoekom ons Christene is nie. Al hierdie prosperity predikers wat hierdie nonsens verkondig, lieg vir jou. Om 'n kind van God te wees is nie om ryk te word nie, is eintlik die teenoorgestelde. Dit is eerder om te gee as om te neem. Is dit nie wat Jesus Christus gedoen het nie? Hy het gekom om 'n diensknegt vir ons te wees. Hy het homself so verneder uit sy disippels se voete gewas. Maar ons sal nie eers die ou wat net langs ons sit se voete was nie. Maar dit is wat dit is om 'n kind van God te wees, is om die minste te wees, en nie die meeste nie. Om 'n diensknegt te wees van Jesus Christus, en te dien net soos wat hy gedien het. Dit vat opoffering, jou eie ek, jou eie vleeslike begeertes neer te lê en te sê, nie my wil nie, Here, U wil, lei my, Here. Dat my lewe wat dit aanneemlik is vir U, Here. 'n heilige lewe wat aanneemlik is vir God, nie vir jou eie vleeslike plesier nie. En dit is hoekom ek dit vandag vergelyk met ons aardse huwelik. Ek wil dit persoonlik maak, laat dit in ons harte kan bly, laat jy dit kan verstaan, hoe ons moet leef. Gaan jy gelukkig wees om te weet, die persoon met wie jy wil trou, doen dit net vir jou geld? Of wil jy eerder iemand hê wat dit saam met jou is en met jou wil trou, waarlik omdat hulle lief is vir jou? Oom Willie, soek jy tannie net oom se geld? Oom Willie is altyd vir my so mooi voorbeeld, want oom Willie is al so lank in die huwelik, en dit is 'n voorbeeld altyd vir ons om te sien wat ware liefde is, hoe ware huwelike werk, dat dit nie altyd net maanskyn en rose is nie. Mense het 'n rowwe pad gestap en die Here gedien en hulle by mekaar gehou, en so leer ons ook by die ouer mense in ons gemeente, laat ons jonges leer hoe huwelik werk, want baie mense gee so vinnig op hulle huwelike sodra die eerste storm kom, want alles gaan ons net oor jouself deesdae, maar in elk geval, dis nie oor wat ek wil preek nie. Ons as die bruid van Christus hoereer, besef julle dit? Nou is julle stil, jo Hendrie, jy's kwaai vandag. Pastoor het nie gejok nie, julle moes 3 broeke aangetrek het.
Wel ek sê net wat waar is, mense wil maak of hulle die bruid van Christus is, maar hulle lewe soos prostituie. Ons sal dit nie duld in ons huwelike en met ons eggenote nie, nê? Ons sal dit nie duld daar nie, maar tog doen ons dit. En ons verwag dat Christus moet maar happy wees met ons leefwyse van losbandigheid. Maar hoe kan jy dan nou sê, ons doen dit wel? Wel ek is bereid om te sê, enige iets wat jy doen, nê? Wat ek dit nou mooi sê. Enige iets wat jy doen, of het, of lief het, of enige iets wat jy bo Jesus Christus stel, met dit hoereer jy. Want Jesus Christus moet ons eerste prioriteit in ons lewens wees. Pastoor Gert noem dit baie. Dis 'n ding wat my, toe ek hier aan dink, is 'n ding wat ek dadelik aangedink het. Soos vandag op 'n Sondag, waar is die mense? Gaan bietjie Eastrand Mall toe en kyk hoe besig is daai mall. Die mall het die nuwe kerk geword. En dis waar jy almal gaan vind. In die strate in die dorp. Selfs in ons klein dorp, as jy moet dorp toe gaan jy meer mense in Pick n Pay kry as jy kerk kry. Maar hulle wil nie Hebreërs 10:25 hoor wat sê, laat ons nie die onderlinge byeenkomste versuim nie. Jy moet dit nie vir hulle sê nie, hulle wil dit hoor nie. Jy moet ons nie iemand vermaan nie, dan is ons die einde van die wêreld, ons mag nie oordeel nie. En dat is wat ek vanoggend daagter gesê toe ons gebid het, gaan lees 1 Korintiërs 5 en dan kom jy terug na my toe, as jy so voel. Mense kyk eerder TV of speel op hulle fone voordat hulle tyd vir God maak, voordat hulle Bybels lees. Besef julle dit? Of wat ook al hulle hou daarvan om te doen. Hoekom gee ons nie eerder daai tyd vir die Here nie? Is dit hoe min hy vir jou beteken? Jy sien, dit gaan weer altyd oor daai eie ek. Dit gaan oor, dit is altyd wat ek vir myself kry. Om myself gelukkig te maak. My plesiere van die lewe. Dit is, kyk altyd wanneer jy iets noem, dit gaan altyd oor daai persoon se eie ek. Ek is meer bereid om nie daai uur TV te kyk en vir die Here te sê, dis al uur wat ek het in die dag, ek so besig by die werk, maar ek sal dit opoffer en tot my laaste uur vir u gee, Bybel te lees, saam met my gesin te bid en 'n verhouding met die Here te hê, as om my eie vleeslike begeertes te voed. En die ding is, op die einde van die dag, moet jy jouself weer vra, as jy terugbring na huwelik, toe sal jy gelukkig wees, as jou huweliksmaat altyd tyd het vir al die ander mense, en vir allerhande ander dinge, maar nooit tyd vir jou maak, nie? Sal jy gelukkig wees in jou huwelik, as jy nie eers 5 minute 'n dag, saam met jou man of vrou kan spandeer nie? Hoeveel Christene is gepla oor star signs? Dit is nog 'n ding in horoscope. Hoeveel Christene gaan sien sidekicks en mediums, sodat hulle dooies kan oproep, of om die toekoms te voorspel. Ek kyk nou die dag 'n video, dit is wat my daaraan laat dink het, waar hulle met 'n ex-satanis praat, wat hierdie goed beoefen het. Hy sê, jy sal nie glo hoeveel van sy kliënte was Christene gewees nie. Meeste van sy kliënte is Christene gewees, wat hierdie goed gaan doen het. Ek kan nie verstaan hoekom kinders van God altyd hierdie klomp gemors aanhang nie. Dis dieselfde as jy na mense kyk wat preek. As ek nou hier gestaan en gepreek het oor demone en gepreek het oor al hierdie kragtige goed wat hulle doen en hoe hulle mense verlei en hoe hulle werk, was hierdie kerk vol gewees. Want vir een of ander rede wil mense altyd sulke goed aanhang. As ek hier gestaan het en gepreek het oor hypergrace en vertel het julle kan lewe soos wat julle wil, julle is vergewe, was hierdie kerk vol. As ek julle vertel het dat Jesus Christus jou gaan ryk maak, uit arm geword sodat jy ryk kan word, daai vers uit konteks uitdruk, was hierdie kerk vol gewees. En ek kan nie dit verstaan hoekom dit gebeur nie. Maar sodra ons 'n gesonde leer gee, kyk jy na 'n kerk wat 'n gesonde leer gee, dan hardloop die mense weg. Want hulle vlees kan dit nie hanteer nie, hulle vlees wil nie die waarheid hoor nie.
As jy so geplaas oor die toekoms, hoekom gaan ons eerder na die Here toe en sê, Here, ek is onseker oor wat môre moet gebeur by die werk nie. Here, ek is onseker wat ek moet doen met my besigheid nie. Die Here sal vir jou wys. Jy het nie nodig om na die Satan toe te hardloop en met hom speletjies te speel nie. Ons God, mense wil dit ook nie besef nie. God het ook vir Satan gemaak. Hy's nie eers naaste aan God se gelyke nie. Hy's 'n skepsel, hy's 'n niks teenoor God nie. Maar mense dink hy's hierdie kragtige kreatuur wat gelykstaande is aan God en laat hulle in geveg is. Hy's nie eers 'n match vir God nie. Hy's klaar oorwin, maar mense wil sy goed aanhang plaas van Jesus Christus se goed aanhang. Om terug te kom oor die toekoms en goed, gaan praat met die Here, sê Here, ek is onseker oor my huwelik, ek is onseker oor my werk, ek is onseker oor my besigheid. Die Here sal jou vertel wat om te doen en hy sal jou lei as jy 'n wragtige kind van God is. Maar jy sien die probleem is ook, ons is ongeduldig. Ons wil nie wag vir God se perfekte tyd nie, ons wil alles ryp druk in ons eie tyd, want ons dink ons is slim. En dan backfire dit gewoonlik op ons. Mense se doen en late maak saak hier op aarde. Jy moet besef, hierdie hypergrace mense lieg vir jou, as jy dink, jy kan lewe soos jy wil, as jy Jesus Christus aangeneem het. Dit is absoluut 'n leuen. As jy werklik tot bekering gekom het, sal jou lewe daarvan getuig. Dit is hoe ek weet, as iemand 'n kind van God is. As jou lewe nie daarvan getuig nie, dan sit ek 'n vraagteken agter jou redding. Want dit is hoe ons weet as iemand gered is. Want 'n boom sal jy aan sy vrug ken. En as die boom nie vrug dra nie, dan bevraagteken ek die boom. Jakobus 2 vers 17 en 18 sê, net so is ook die geloof, as dit geen werk het nie, in sigself dood. Maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek die werk. Hoor nou wat sê, toon my jou geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Met ander woorde, ons dade moet getuig omdat ons tot bekering gekom het. Ons het Woensdag aand oor homoseksualiteit gepraat. Paar mense het nie van dit gehou nie. Baie mense het van dit gehou. Omdat ons bietjie iets aanspreek. En snaaks genoeg, ons is 'n kerk wat nogal altyd goed aanspreek, maar dis nou weer een wat ons nou aangespreek het en mense het daarvan gehou. Maar weet julle wat is vir my nogal oplettend wat ek agtergekom het van hierdie mense wat daarvan gehou het. Mense hou daarvan om vinger te wys. Jy sien, ons het nie Woensdag dit gedoen om vinger te wys nie. Ons het dit gedoen omdat dit tyd was om dit aan te spreek, net soos wat ons altyd ander sonde ook aanspreek. Het ons hierdie een aangespreek. Maar nou het ander mense lekker gekry wat dink hulle is meer heiliger as ander. Maar ek wil vir jou vandag sê, julle wat ook so lekker skinder. Julle wat ook so lekker lieg oor alles. Julle mense wat al ewig valse getuienis lewer oor ander mense. Mense wat egbreek pleeg. Man en vrou wat nie getrou is aan mekaar nie. Mense wat steel. Selfs jy wat in die kroeg sit en jouself dronk drink tot 3 uur die oggend en vallend by die huis instap. Jy is maar net so skuldig soos daai persoon oor wie ons Woensdag gepraat het. Want julle lewe getuig nie van Jesus Christus nie. Julle lewe nie om die bruidegom gelukkig te maak nie, jy lewe om jouself gelukkig te maak. Want dit is ons wat ons geleer word ons deesdae. Dit is jou eie geluk maak saak. Dit is al wat saak maak. Me, myself and I. Ek moet gelukkig wees. Mense moet besef, dit is 'n wêreldse leerstelling, dit is nie 'n goddelike leerstelling nie. Want as jy die een wat altyd moet gelukkig wees in 'n huweliksverband, wanneer gaan jy jou huwelikmaat ooit gelukkig maak? Sou jy van jou man of vrou gehou het? As hulle so dronk geword het, elke week na week en week, dat hy nie op sy voete kan staan nie, dat hy moet skaam kry vir hom in die dorp, want hy loop en val en verneder jou, voor almal die heeltyd. Sou jy daarvan gehou het as jy huweliksmaat
egbreek gepleeg, as jy daarvan gehou het as jou huweliksmaat rondgeslaap het. So jy gelukkig gewees het, as jou huweliksmaat die hele tyd vir jou gelieg het en jou bedrieg het, met alles wat hulle sê. Sê jy daarvan gehou het as jou huwelikmaat valse getuies lewer. Hoe sal jy voel as jy weet jou huweliksmaat lewe valse getuienis dat ander mense in die moeilikheid kom? Soos by die werk, in die hof. As iemand moet imagine iemand moet tronk toe gaan omdat iemand gelieg het. En so kan die lys aangaan, want dit is 'n lang lys wat mense kan verkeerd doen. En goed, waarvan ons nie sal hou in ons huwelike nie. Maar soos ek al gesê het, hoekom doen ons dit aan Jesus Christus? Mense word geleer deesdae dat ons dade hier op aarde maak nie saakie, want ons is maar net sondige mense en God het ons so geskape. Ons is so gebore. Dis nie my skuld nie. OK. Maar blaai so lank daar, so kom ons lees almal 'n bietjie saam waar die woord van God het. Kom ons blaai na Openbaring 19 vers 7 en 8 toe, en terwyl julle blaai, wil ek julle vra, kan julle onthou van 'n grappie wat ek julle vertel het so ruk terug? Van Jannie wat nou in die hemel aangekom het. Ja, toe hy kry nou 'n volle, as ek nou die grappie reg kan onthou. Want jy, volgens hoe jy gelewe het op aarde, kry jy nou 'n ryding, en soos wat hy nou hier in die strate van die hemel ry, kry die ouderling ry op 'n fiets, en so ry hy aan, en daar kry hy vir die dominee ry op 'n skateboard. Nee, ek weet nie of jy daai grappie kan onthou nie, maar hou dit bietjie in gedagte, terwyl ons Openbaring 19, vers 7 en 8 lees. Vers 7, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee. Luister nou mooi, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink en fyn linne. Luister nou mooi. Want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Hoeveel van julle het al hierdie skrif gelees? Hoeveel van julle het al 'n preek gehoor oor daai skrif? Dit het my laat dink toe ek dit raak lees. Jy sien, mense wil nie hierdie goed hoor nie. Want dit het my laat dink, jy moet dit besef, dit wat jy gaan aantrek na die bruilofsmaal toe, wat die heiliges gaan aantrek, is jou dade wat jy gedoen het terwyl jy op aarde was. Laat dit bietjie by jou insink. Dit wat jy gaan eendag aantrek wanneer ons by die Here is wat ons hier op aarde gedoen het. En dit het my hart geslaan die week toe ek dit besef. Dat ons dade, terwyl ons op aarde is, maak saak. Vir 'n vrou is dit seker die belangrikste dag van haar lewe as sy trou. Het jy al gesien as 'n vrou trou, dit is. Ek dink vrouens droom het al van kindsbeen af oor hulle troudag eendag. Die perfekte rok, die mooi, seker maar 'n wit rok of wat ook al rok hulle wil aantrek, en hulle grimering moet mooi wees. Mense hier, professionele make-up artist, en hulle hare word gedoen by die beste salon in die dorp, en hulle naels word gedoen, en dit moet alles so perfek wees, en baie van hulle gaan sommer ook op dieet, het julle al gesien, hulle voel sommer nou vet, en dan gaan hulle sommer op 'n dieet, en hulle maak seker hulle hou daai gewig, want hulle moet in daai rok pas, hoor. Want hulle wil mooi lyk vir hulle man, en dis vir hulle belangrik om mooi te lyk op daai belangrike dag. Ek weet ons mans is so bietjie anderste. Ons is nie so baie gepla oor dit nie. Maar tog sekerlik het jy nie met 'n PT broek, 'n vuil PT broek wat jy daar in die trekker se grease gelê het en 'n geskeurde T-shirt by jou troue opgedaag nie. Jou bruid is daarom vir jou belangrik genoeg dat jy daarom skoon en netjies aangetrek het vir jou eie troudag. Is dit nie so nie? Jy het genoeg respek gehad om die beste vir haar te gegee daai dag. Nou hoekom gee ons as mense nie om hoe ons as die bruid gaan lyk die dag by die bruilofsmaal nie? Beteken Jesus vir ons so min dat ons nie worry oor hoe hy moet voel oor hoe ons gaan lyk daai dag nie?
Gee ons nie om hoe hy voel oor wat ons doen en late is nie, wat ons doen nie. Selfs nog hier op aarde, as ons noem onsself Christene, maar ons lewe soos die wêreld. Is dit hoe ons Christus verteenwoordig, dat ons maar net soos die wêreld lyk? Kan jy onthou hoe trots jy was daai dag, toe jy agtergekom het dat jou vrou werklik lief is daarom vir jou, en met jou wou trou? Kan jy dit onthou? Wie kan nog onthou toe hulle vrou gevra het om te trou? Was dit daarom 'n verligting toe sy ja gesê het? En toe sê, ek meen, daai tyd is jy jonk en verlief en jy's trots op jou vrou wat met jou wil trou. Maar dit my ook laat dink jy Jesus is trots op ons wanneer hy na ons kyk as sy bruid? Maak ons hom trots. Ek probeer vandag vir julle verduidelik op 'n persoonlike manier, want ek glo almal verstaan die huwelik en gebruik dit vandag as 'n voorbeeld. Om die boodskap in julle harte te kry. Dat ons dade hier op aarde maak saak. Al kan ons werke ons nie red nie, mense moet hoor wat ek sê, ons werke red ons nie. Okay? Dit is 'n getuienis dat ons gered is. En die belangrikste is, ons moet besef, dit is wat Jesus van ons verwag. Hoekom wil ons lewe volgens sy woord en hom nie gelukkig maak nie? Hoekom sal ons dit nie wil doen nie? Ons wil mos lewe om Jesus gelukkig te maak. Maar tog is ons bereid om dit te doen vir ons huweliksmaat. Om ons huweliksmaat gelukkig te maak en te doen wat hulle gelukkig maak, om te wys dat ons lief is vir hulle. Ons is bereid om dit vir Jesus Christus te doen nie. Dit is interessant dat ons aardse huwelik bo Christus stel. Laat my nou dink aan 'n skrif in Matteus, maar laat ek nou nie afdwaal nie. Maar om vir Jesus te leef is vir baie mense te veel gevra, dit is die probleem. Is dit nie so nie? Maar vir ons wat regtig omgee is die vraag, hoe kan ons dan begin om dinge te herstel en te leef soos die bruid die gom van ons verwag? En dit was vir my maklik, want omdat ek dit met die huwelik vergelyk het, toe besef ek, dit werk dieselfde as 'n huwelik, hoe ons dit regstel. En dit is maklik, net soos ons aardse huwelik begin om tyd te maak vir Jesus Christus, net soos wat jy vir jou huweliksmaat tyd gaan begin maak, wanneer jou huwelik wil herstel. Ons begin tyd maak vir Jesus Christus, tyd maak om sy woord te lees, tyd maak om werklik in gebed te gaan. Soos met die Here praat, en soos wat Johannes sê, om hom te leer ken, wie Jesus Christus is. Wanneer jy hom leer ken, gaan jy begin leer waarvan hy hou en nie hou nie. Net soos ons aardse huwelik. Dan begin ons die dinge doen waarvan hy hou en wat hy van ons verwag. Nee, is dit nie so nie? Wat is 'n paar dinge wat Jesus van ons verwag? Wie weet al 'n paar dinge daar? Maklike dinge, ons moet die evangelie verkondig. Ons moet begin om sy naam groot te maak waar ook al ons gaan. Of dit by die werk is, of dit by die kerk is, en of dit in Pick n Pay is, waar ons gaan, moet ons nie skaam wees om Jesus Christus se naam groot te maak nie. Is dit nie so nie? Ding wat ons baie tekort skiet. Ons moet ons huisgesin, ons huweliksmaats, ons kinders van Jesus Christus leer. Dit is deel van die goed wat hy wil hê ons moet doen. Dit is eintlik ons elkeen se eerste gemeente, waar ons die priester is jou eie huisgesin. Dis waar ons begin, is in ons eie huise. Leer jou vrou, leer jou kinders van die Here Jesus Christus. En dan kan ons ook ons naaste lief hê soos onsself, nê? En jou naaste is nie net jou familie nie. Asseblief moenie dit dink nie. Dis almal om jou. Ons moet begin om die wêreld te wys wie Jesus is deur ons lewens. Is dit nie so nie? Is dit aan die Karen wat altyd sê ons geredde mense se leefwyse is die Bybel wat ongeredde mense lees.
Nog 'n ding wat ons moet doen is, jy gaan moet begin selfondersoek doen. Net soos in 'n huwelik, doen ons dinge wat ons huweliksmaat nie van hou nie. Net so is daar dinge wat in ons lewe is, wat ons doen, waarvan God nie hou nie. En ek kan daarvan getuig, want hy transformeer my elke dag. Ek is nie onskuldig in hierdie hele situasie nie, ek is saam met julle een, want ek is ook 'n sondaar, ek is nie perfek nie. Maar so is daar elke keer so wat die jare aangaan, praat die Here met my, oortuig die Heilige Gees my van dinge waarvan hy nie hou nie, waarvan hy nie gelukkig is in my lewe wat ek doen nie. Maar dis my keuse om gehoorsaam te wees en sê, Here, ek wil doen wat U gelukkig maak, net soos wat ek my huweliksmaat wil gelukkig maak. Wil ek doen wat die Here gelukkig maak. Want hy vir my sê, toe hy vir my gesê, Henry, ek hou nie daarvan dat jy rook nie, wat het ek gedoen? Ek sê, Here, ek gaan ophou rook. Staan julle? Ons moet doen wat die Here van ons verwag. Een wat ons mans nie meer goed is nie. Ok, kom ons gooi daai ene in, is om jammer te sê. Ons moet ook bereid wees om verskoning te vra wanneer ons verkeerd is. Jy sien baie keer, ek dink ons is baie keer te hoogmoedig om te erken dat ons verkeerd is. En dan nog 'n ding waarmee ons mans nie goed is nie, is om te luister. Kan jy nou glo, is nie een vrou wat sê amen nie. Ai. Julle luister net nie as ons sê dit. Mans, ons moet luister, vrouens, julle moet luister. Dit is ons pad om ons verhouding met God te herstel. Ons moet begin luister na hom. Jy sien, ons sê altyd ons is in 'n gejaagde lewe en ons is in 'n besige lewe. Dit is 'n verskoning wat ons altyd gebruik en omdat ons verskoning is, nou wil ons tyd maak, maar ons is haastig om tyd te maak en dan bid ons gou-gou, Here, beskerm my en ek soek kos en klere, voorsien vir my finansies, amen. Nee, dit is mos nie hoe jy met jou vrou of jou man kommunikeer. Kom met by die huis, wara en dan gaan kyk ek verder TV, nie? Nee, partykeer moet ons net stil raak en rustig raak wanneer ons met die Here praat en hom kans gee om met ons te praat en te luister wat hy vir ons te sê het. En wanneer ons na God luister, sal ons verstom staan wat hy eintlik vir ons wil sê. Sal ons verstom staan wat hy vir jou lewe instoor het. Sal jy verstom staan waantoe hy jou wil lei, waantoe hy jou wil vat. As jy net begin stil raak en werklik luister wat God vir ons sê en wat sy planne vir ons is. Jy moet met mekaar kommunikeer in 'n huwelik en om eerlik te wees met mekaar en dis 'n ding wat ons by koning Dawid kan leer. Hy was baie eerlik in sy kommunikasie met God, het baie sy hart voor God uitgestort en net so kan ons dit ook doen om eerlik met die Here te praat. Wanneer ons tyd volmaak en vir hom sê, Here, hierdie is die goed wat my pla, hierdie is die goed waarvoor ek bang is, hierdie is die goed waarmee ek worstel, ek het angs hieroor en ek is bang en ek het 'n vrees vir die dag van môre. Weet julle wat so 'n mooi ding wanneer ons begin met die Here kommunikeer en eerlik met hom is? Gaan ons ontslaa raak van vrees in die eerste plek. En ek dink jou depressie gaan minder word, want baie mense is so depressief oor angs wat hulle het, maar ek het agtergekom wanneer jy dit werklik vir die Here gee en hy werk daarmee, hoef ons nie bekommerd te wees nie. Want hy wil daar wees vir jou. Besef julle dat die Here wil daar wees vir julle, want hy is lief vir julle. As jy ooit betwyfel hoe lief God vir jou is, dink daaraan om jou kind te vat en om dood te maak vir iemand anders. Jy kan dit nie begryp nie. Maar dink daaraan, dis hoe lief God vir jou is, dat hy bereid was, dat sy seun moes sterf. En weet julle wat, nee, dink ek nou, ons besef nie waar die Jesus Christus werklik gegaan het nie. Want ons sien net, hy was gekruisig gewees en hy was geslaan gewees, hy was gespot gewees, hy was gespoeg gewees, hy het 'n doringkroon in sy kop gemaak. Maar Mario, soos jy wat cage fighting doen, jy was al baie geslaan gewees, nie so bad nie. Verstaan julle wat ek probeer sê? Dit was nie die ergste vir my nie.
Weet julle hoe moes Jesus Christus gevoel het toe die hele wêreld se sonde op hom kom? Die hele wêreld se siekte op hom gekom het? En hoe ek weet nou wat ek dink hoe dit die ergste moes gewees het, is die dag toe hy sê, my God, waarom het U my verlaat? En ek dink dit was erger gewees as daai vleeslike pyn wat hy gedra het. Besef daai waar die Jesus Christus moes gegaan het. Dan besef julle hoe lief hy julle werklik het. Ek wil afsluit met dankbaarheid. Net soos in ons aardse huwelike moet ons dankbaar wees as ons huweliksmaats vir ons iets doen. Hoeveel keer het julle dalk of julle huweliksmaats iets gedoen, dan waardeer hulle dit nie eers nie. Ek weet pastoor Gert al baie goed vir Tannie gedoen, sy waardeer nooit niks nie. Ek grap net. Maar het julle al gevoel as julle iets doen vir iemand uit liefde uit en hulle waardeer dit nie? Dit maak seer, nee. Dan baie keer het jy, vrouens, ek sal sommer dit nie weer vir jou doen nie. Net so moet ons dankbaar wees vir die grootste offer ooit. En dit wat Jesus Christus vir ons kom doen het. Nee, net soos wat ons moet dankbaar wees vir al die opofferings wat ons huweliksmaat vir ons doen. So moet ons eerstens dankbaar wees vir die offer wat Jesus Christus vir ons kom doen het, en die prys wat hy vir ons betaal het, wat ek nou oor gepraat het. En dit is nie al nie, ons moet dankbaar wees teenoor die Here vir alles. Wanneer laas jy vir die Here dankie gesê dat jy 'n dak oor jou kop het? Wanneer laas het jy vir die Here dankie gesê vir die kos wat jy het om te eet? Ons bly in Delmas, wanneer laas het jy vir die Here dankie gesê vir die water wat jy het om te drink? Wanneer laas het jy vir die Here dankie gesê vir die bed wat jy het om in te slaap? Vir 'n kussing waar jy jou kop op kan neerlê. Wanneer dit so koud is, soos Tannie Karen sê, vir die kombers wat jy het om onderin te slaap. Ons vergeet al hierdie goeie seëninge uit God se hand uit. Net vandag vir jou om jou oë te kon oopmaak, was genade uit God se hand uit vir jou. En as jy nie eers kan dankbaar wees vir dit wat jy het nie, hoe verwag jy moet God jou met meer seën? Kom nou by my op, pastoor Gert het so ruk terug daaroor gepraat, was oor rentmeesterskap gewees. As ons nie rentmeesterskap eers kan toepas met dit wat God ons reeds het en dankbaar is nie, hoe verwag jy moet hy jou met meer seën? Maar om terug te kom net so vinnig, ek wil net met dit sommer afsluit. Om jou oë te kon oopgemaak het vandag en dankbaar te gewees het jy nog 'n kans gekry, as jou lewe nie reg is nie, om dit reg te maak. En soos met die hele wegraping debakel waar daar was, die punt wat elkeen daaruit kon geleer het, is nie oor die wegraping nie, maar dat jy nooit weet wanneer jy gaan sterf nie. As jy jou oë oopgemaak het vandag en jou saak met die Here is nie reg nie, het jy vandag nog 'n kans om jou saak reg te maak. As jou saak reg is, het jy vandag die geleentheid gehad om kerk toe te kom, om saam as die liggaam van Christus, as die kerk by mekaar te kon gekom het as sy bruid, en weer sy naam groot te gemaak het. Jy het nog 'n kans gekry om die evangelie te verkondig. En dit is iets ook waarvoor ons moet dankbaar wees, om selfs net as die liggaam by mekaar te kan kom, en in God se teenwoordigheid te wees, en van hom te hoor, en van hom te leer, en mekaar liefde te betoon, en daar te wees vir mekaar. Amen, kom ons sluit die oë. Here, dankie vir die voorreg wat ons kon gehad het vandag, Here, om as u liggaam, as u bruid by mekaar te kom, Here. Here, my gebed vandag is dat elkeen wat hier sit, Here, elkeen wat hier kyk, dat hulle sal moet besef, u is ons God, Here. U is die enigste een wat saak maak, Here. Daar moet geen plek vir iets anders te wees behalwe vir u nie, Here. U moet ons eerste prioriteit wees in alles.
Here, en laat ons sal moet begin besef dat ons U bruid is, Here, en laat ons sal leef wat aanvaarbaar is vir U, Here, wat aanneemlik is vir U, Here. Dat ons nie meer sal leef vir hierdie wêreld nie, Here, en ons vlees en ons eie plesier nie, Here. Maar laat ons sal begin leef vir U, Here. Here, my gebed is dat U in elkeen se hart sal kom werk vandag, Here, wat U sit of wat U kyk, Here. En laat U hulle by die naam sal roep, Here. Laat hulle nooit 'n verskoning sal hê, hulle was nie geroep nie, Here. En my gebed is en my pleit is by U, laat elkeen sal bereid wees om te sê, Here, hier is ek, Here. Here, hier is ek, stuur my. Here, stuur my om 'n verskil te gaan maak. Here, stuur my om ander mense van U te gaan vertel, Here. Here, gebruik my en laat ek vrug sal dra wat aanneemlik is vir U. Laat die wêreld sal kan sien wie U is. Here, ek bid dat ons elkeen 'n begeerte in ons harte sal hê om vir U te lewe en nie meer vir hierdie wêreld nie, Here. Want ons is kinders van die Allerhoogste God. En ons sê vir U dankie dat U ons liefhet en dat U ons wil gebruik, Here. En dat U vir ewig saam met ons wil wees, Here. En ons loof en ons prys en ons eer U daarvoor. Amen en amen.